Julle, ons gaan aan met Rigters vanaf hoofstuk 11. Jefta bevry Israel van die Ammoniete en sy onversigtige gelofte. En Jefta die Gileadiet was 'n dapper held, maar hy was die seun van 'n hoer. En Gilead was die vader van Jefta. En toe die vrou van Gilead vir hom seuns baar en die seuns van die vrou groot word, het hulle Jefta weggejaag en vir hom gesê: "Jy mag in ons familie nie erwe nie, want jy is die seun van 'n ander vrou." Daarop vlug Jefta van sy broers af weg en hy gaan woon in die land van Top. En 'n ligsinnige man het by Jefta aangesluit en saam met hom uitgetrek. En 'n tyd daarna het die kinders van Ammon oorlog gevoer teen Israel. Maar toe die kinders van Ammon oorlog gevoer teen Israel, het die oudstes van Gilead Jefta gaan haal uit die land van Top. En hulle het vir Jefta gesê: "Kom en wees ons aanvoerder, dat ons kan veg teen die kinders van Ammon." Maar Jefta antwoord die oudstes van Gilead: "Het julle my nie gehaat en my uit my vader se huis weggejaag nie? Waarom kom julle dan nou na my en nou dat julle die benoudheid sit?" Toe sê die oudstes van Gilead vir Jefta: "Daarom kom ons nou na jou toe terug, dat jy met ons kan saamtrek en teen die kinders van Ammon veg, en dat jy ons hoof kan wees oor al die inwoners van Gilead." Daarop antwoord Jefta die oudstes van Gilead: "As julle my laat terugkom om teen die kinders van Ammon te veg, en die hemelse Vader hulle aan my oorgee, dan moet ek julle hoof word." Toe sê die oudstes van Gilead vir Jefta: "Die hemelse Vader sal die hoorder wees tussen ons. Waarlik, soos jy gesê het, sal ons doen." So het Jefta dan met die oudstes van Gilead saamgegaan, en die volk het hom as hoof en aanvoerder oor hulle aangestel. En Jefta het al sy woorde voor die aangesig van die hemelse Vader in Mispa gespreek. Toe stuur Jefta boodskappers na die koning van die kinders van Ammon om te vra: "Wat het ek met u te doen, dat u na my kom om teen my land te veg?" En die konings van die kinders van Ammon sê aan die boodskappers van Jefta: "Israel het my land geneem toe hy opgetrek het uit Egipte, van Arnon af tot by die Jabok en tot by die Jordaan. Gee dit dan nou in vrede terug." En Jefta het nog weer boodskappers gestuur na die koning van die kinders van Ammon en vir hom gesê: "So sê Jefta, Israel het die land Moab en die land van die kinders van Ammon nie geneem nie, want Israel het tot hy uit Egipte opgetrek het deur die woestyn gegaan, tot by die Skelfsee en het by Kades gekom. En Israel het die boodskappers gestuur na die koning van Edom om te sê: "Laat my tog deur u land trek." Maar die koning van Edom het geen gehoor gegee nie. En na die koning van Moab het hy gestuur daar, maar hy wou ook nie. Daarom het Israel in Kades gebly. Verder het hy deur die woestyn gegaan om die land Edom en die land Moab getrek en gekom aan die ooste kant van die land Moab. En hulle het laar opgeslaan oorkant die Arnon, maar nie in die gebied van Moab ingekom nie, want die Arnon is die grens van Moab. Daarop het Israel boodskappers gestuur na Sihon, die koning van die Amorite, die koning van Hesbon, en Israel het vir hom gesê: "Laat ons tog deur u land trek na my plek toe." Maar Sihon het Israel nie vertrou om deur sy gebied te trek nie. En Sihon het al sy manskappe versamel en hulle het laar opgeslaan in Jahas teen Israel teen Israel geveg. Maar die hemelse Vader, die God van Israel, het Sihon en sy hele volk in die hand van Israel gegee en het hulle verslaan, sodat Israel die hele land van die Amorite, die inwoners van daardie land, in besit geneem het. En hulle het die hele grondgebied van die Amorite, van die Arnon af tot by die Jabok en van die woestyn af tot by die Jordaan in besit geneem. So die hemelse Vader, die God van Israel, dan die Amorite voor sy volk uit verdrywe. En wil u dit in besit neem?
sal u dit nie in besit neem wat u God Kamos u as besitting gegee, en ons alles wat die hemelse Vader onse God voor ons uitverdryf het in besit neem nie. En is u nou soveel beter as Balak, die seun van Zippor, die koning van Moab? Het hy ooit met Israel getwis, of ooit teen hulle geveg? Terwyl Israel in Hesbon met die onderhorige plekke en in Aroer met sy onderhorige plekke en in al die stede wat langs die Arnon lê, 300 jaar lang gewoon het. Waarom het julle dit dan nie in die tyd ontset nie? So het ek dan nie teen u gesondig nie, maar u handel so sleg met my om teen my oorlog te voer. Mag die hemelse Vader, die regter, vandag oordeel tussen die kinders van Israel en die kinders van Ammon. Maar die koning van die kinders van Ammon het nie geluister na die woorde van Jefta, wat hy hom laat weet het nie. Toe het die gees van die hemelse Vader op Jefta gekom, en hy het oorgetrek na die Gilead en Manasse, en verder deur na Mispe in Gilead, en van Mispe in Gilead het hy deurgetrek na die kinders van Ammon. En Jefta het aan die hemelse Vader 'n gelofte gedoen en gesê, as u werklik die kinders van Ammon in my hand gee, dan sal ek uitkom wat uit die deure van my huis uitkom my tegemoet, as ek vrede terugkom van die kinders van Ammon aan die hemelse Vader behoort, en ek sal dit as 'n brandoffer bring. Daarop het Jefta deurgetrek na die kinders van Ammon om teen hulle te veg, en die hemelse Vader het hulle in sy hand gegee, en hy het hulle verslaan van Aroer af in die rigting van Minit, 20 stede, en tot by Abel Keramim, en 'n baie groot slag, sodat die kinders van Ammon verneder is voor die kinders van Israel. En toe Jefta in Mispa by sy huis kom, gaan sy dogter juis uit om hom tegemoet met 'n tamboerijn en koordanse, en sy was die enigste kind. Hy het geen seun of dogter buiten haar gehad nie. En net toe hy haar sien, skeer hy sy klere en sê, ag my dogter, jy druk my heeltemal neer, en jy storm my in die ongeluk, want ek het my mond geopen teenoor die hemelse Vader, en ek kan dit nie terugtrek nie. En sy antwoord hom, my vader, as u mond geopen het teenoor die hemelse Vader, maak met my soos uit u mond uitgegaan het, nadat die hemelse Vader u volkome wraak verskaf het op u vyande, op die kinders van Ammon. Verder het sy vir haar vader gesê, laat dit my toegestaan word, laat my 2 maande vry, dat ek kan weggaan en afdaal na die berge en na my maagdelike staat beween ek en my vriendinne. En hy sê gaan, en hy het haar vir 2 maande laat gaan. Sy het toe weggegaan met haar vriendinne en haar maagdelike staat op die berge beween. En aan die eind van die 2 maande het sy na haar vader teruggekom, en hy het die gelofte wat deur hom gedoen is aan haar voltrek, en sy het geen man beken nie. En dit het die gewoonte geword in Israel, dat die dogters van Israel jaar vir jaar heen gaan om die dogters van Jefta, die Gildiet, te besing vir 4 dae in die jaar. Hoofstuk 12. Die ongegronde verzet van die Efraimiete teen Jefta word swaar gestraf. En die manne van Efraim is saamgeroep en het oorgetrek na Safon toe en vir Jefta gesê, waarom het u deurgetrek om teen die kinders van Ammon te veg en ons nie geroep om saam met u te trek nie? Ons sal u huis bo u met vuur verbrand. Maar Jefta sê vir hulle, ek en my volk het 'n ewige twis met die kinders van Ammon gehad, en ek het julle opgeroep, maar julle het my nie uit hulle hande verlos nie. En toe ek sien dat jy nie help nie, het ek my lewe gewaag en deurgetrek na die kinders van Ammon. En die hemelse Vader het hulle in my hand gegee. Waarom het julle dan vandag teen my opgetrek om teen my oorlog te voer? Daarop versamel Jefta al die manne van Gilead om teen Efraim te veg. En die manne van Gilead het Efraim verslaan, omdat hulle gesê het, julle Galdiete is vlugtelinge van Efraim in die middel van Efraim en Manasse. En Gilead het die Efraimiete van die Jordaan druwe afgesny, en as vlugtelinge van Efraim sê,
ek wil deurgaan, dan vra die manne van Gilead vir hom, is jy 'n Eframiet? As hy sê nee, dan vra hulle hom, sê bietjie Shibolet, en as hy sê Shibolet, en nie ag gee om dit reg uit te spreek nie, dan gryp hulle hom en maak hom by die Jordaan druwe dood. So het daar dan in die tyd van Efraim 42.000 man geval, en Jefta het Israel 6 jaar lank gerig, en Jefta die Gildiet het gesterwe en is begrawe in een van die stede van Gilead. Ebsan, Elon en Abdon is rigters, van vers 8. En na hom het Ebsan uit die Bethlehem Israel gerig, en het 30 seuns gehad, en 30 dogters het hy uit 'n huwelik, en van buite af 30 dogters vir sy seuns ingebring, en hy het Israel 7 jaar lank gerig. En Ebsan het gesterwe en is begrawe in Bethlehem. En na hom was Elon, die Sebuloniet. Israel het hy Israel gerig, en hy het Israel 10 jaar lank gerig. En Elon, die Sebuloniet, het gesterwe en is begrawe in Ajalon, en die land Sibelon. En na hom het Abdon, die seun van Hillel, die Piriatoniet, Israel gerig, en hy het 40 seuns en 30 kleinseuns gehad, wat op 70 jong esels gery het. En hy het Israel 8 jaar lank gerig. En Abdon, die seun van Hillel, die Piriatoniet, het gesterwe en is begrawe in Piraton, in die land van Efraim, op die gebergte van die Amalekiete. Hoofstuk 13, Israel oorgelewer aan die Filistyne, geboorte van Simson. En toe die kinders van Israel weer doen wat verkeerd was in die oë van die Hemelse Vader, het die Hemelse Vader hulle oorgegee in die hand van die Filistyne 40 jaar lank. En daar was 'n man uit Soria, uit die geslag van die Danite, met die naam van Manoach, en sy vrou was onvrugbaar en het geen kinders gehad nie. Maar die engel van die Hemelse Vader het aan die vrou verskyn en vir haar gesê, kyk, jy is onvrugbaar en het geen kinders gehad nie, maar jy sal swanger word en 'n seun baar. Neem jou dan nou tog in ag en drink geen wyn of sterk drank nie, en eet niks wat onrein is nie. Want kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en geen skeermes mag op sy hoof kom nie, want die seun sal van die moederskoot af 'n Nasareër van God wees, en hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne. Daarop kom die vrou in en spreek met haar man en sê, 'n man van God het na my gekom, en sy voorkoms was soos die voorkoms van 'n engel van God. Baie vreeslik, maar ek het hom nie gevra waar hy vandaan was nie. En hy het nie sy naam met my meegedeel nie. Maar hy het vir my gesê, kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, drink dan nou geen wyn of sterk drank nie, en eet niks wat onrein is nie, want die seun sal 'n Nasareër van God wees, van die moederskoot af tot die dag van sy dood. En Manoach het die Hemelse Vader gebid en gesê, ag, Hemelse Vader, laat tog die man van God wat u gestuur het, nog net 'n keer na ons toe kom, dat ons kan leer hoe ons moet maak met die seun wat gebore sal word. En God het geluister na die stem van Manoach, sodat die engel van God nog 'n keer na die vrou gekom het, terwyl sy in die veld sit, en haar man Manoach nie by haar was nie. En die vrou het haastig geloop, en haar man gaan vertel en vir hom gesê, kyk, die man het aan my verskyn, wat die ander dag na my gekom het. Toe staan Manoach op, en loop agter sy vrou aan. En hy kom by die man en vra hom, is u die man wat met die vrou gespreek het? Toe sê hy ja. Daarop sê Manoach, as u woorde nou uitkom, wat moet die leefwyse en werk van die seun wees? Toe sê die engel van die Hemelse Vader aan Manoach, vir alles wat ek aan die vrou gesê het, moet sy haar in ag neem. Van alles wat van die wingerdstok afkomstig is, mag sy nie eet nie, en geen wyn of sterk drank moet sy drink nie, en niks eet wat onrein is nie. Alles wat ek haar beveel het, moet sy onderhou. Manoach sê aan die engel van die Hemelse Vader, laat ons u tog ophou dat ons 'n bokkie vir u kan berei. En die engel van die Hemelse Vader antwoord Manoach, al hou jy my op,
Ek sal nie van jou brood eet nie, maar as jy 'n brandoffer wil berei, offer dit aan die Hemelse Vader, want Manoag het nie geweet dat die engel van die Hemelse Vader al was nie. Daarop vra Manoag vir die engel van die Hemelse Vader: Wat is u naam, dat ons u kan vereer as u woord uitkom? Die engel van die Hemelse Vader sê vir hom: Waarom vra jy dan my naam, terwyl jy wonderbaar is? Toe neem Manoag die bokkie en die spysoffer en offer dit op 'n rots aan die Hemelse Vader, terwyl hy wonderbaarlik handel voor die oë van Manoag en sy vrou. Toe die vlam van die altaar opstyg na bo, het die engel van die Hemelse Vader die vlam van die altaar opgevaar en Manoag en sy vrou het dit gesien en met hulle aangesig op die grond geval. En die engel van die Hemelse Vader het verder nie meer aan Manoag en sy vrou verskyn nie. Daarop bemerk Manoag hy die engel van die Hemelse Vader was. En Manoag sê vir sy vrou: Ons sal sekerlik sterwe, omdat ons God gesien het. Maar sy vrou sê vir hom: As die Hemelse Vader ons wou laat sterwe, sou hy nie uit ons hand 'n brandoffer en 'n spysoffer aangeneem het, en ons al hierdie dinge laat sien het, en ons nou sulke dinge laat hoor het nie. En die vrou het die seun gebaar en hom Simson genoem. En die kind het groot geword, en die Hemelse Vader het hom geseën, en die gees van die Hemelse Vader het hom begin drywe in die laar van Dan, tussen Soria en Estaol. Die huwelik van Simson, die raaisel opgelos, vanaf hoofstuk 14. Toe Simson afgegaan het na Timna, sien hy in Timna 'n vrou uit die dogters van die Filistyne, en hy het opgegaan en dit aan sy vader en sy moeder vertel, en gesê: Ek het 'n vrou uit die dogters van die Filistyne in Timna gesien, neem haar dan nou as 'n vrou vir my. Maar sy vader en sy moeder het sê vir hom: Is daar onder die dogters van jou broers en onder die hele volk nie 'n vrou dat jy heen gaan om 'n vrou uit die Filistyne, die onbesnedes, die te neem nie? En Simson sê aan sy vader: Neem haar vir my, want sy geval my. Maar sy vader en sy moeder het nie geweet dat dit van die Hemelse Vader kom nie, want hy het 'n rede gesoek om teen die Filistyne in die tyd, naamlik het die Filistyne oor Israel geheers. En Simson het met sy vader en sy moeder afgegaan na Timna, en toe hulle by die wingerde van Timna kom, storm daar 'n jong leeu brullend op hom af. Maar die gees van die Hemelse Vader het oor hom vaardig geword, en hy het dit verskeer soos 'n mens 'n bokkie verskeer, sonder dat daar iets in sy hand was. Maar hy het sy vader en sy moeder nie vertel wat hy gedoen het nie. Toe gaan hy af en praat met die vrou, en sy het Simson geval. En 'n tyd daarna het hy teruggegaan om haar te gaan haal, en toe hy uitdraai om na die dooie leeu te kyk, was daar 'n swerm bye in die dooie liggaam van die leeu en heuning. En hy het uitgehaal in sy hande, aldeur geloop en geëet, en na sy vader en sy moeder gegaan, en na hulle gegee, en hulle het geëet. Maar dat hy die heuning uit 'n dooie liggaam van die leeu uitgehaal het, vertel hy hulle nie. Daarop gaan sy vader na die vrou toe af, en Simson het daar 'n maaltyd berei, want so het die jong manne gewoonlik gedoen. En toe hulle hom sien, neem hulle 30 vriende om by hom te wees. En Simson sê aan hulle: Laat my tog vir julle 'n raaisel opgee, as julle dit vir my reg uitlê gedurende die 7 dae van die maaltyd, en dit uitvind, dan sal ek julle 30 hemde en 30 stel klere gee. Maar as julle dit vir my nie kan uitlê nie, dan moet julle my 30 hemde en 30 stel klere gee. Toe sê hulle vir hom: Gee maar jou raaisel op, dat ons dit kan hoor. En hy sê vir hulle: Spys uit die eter uitgaan, en soetigheid uit die sterkte, en 3 dae lank kon hulle die raaisel nie uitlê nie. En op die 4de dag sê hulle aan die vrou van Simson: Haal jou man oor, dat hy die raaisel vir ons uitlê, anders verbrand ons jou en jou huis van jou vader met vuur. En het julle ons genooi om ons te berowe, of hoe? Toe huil die vrou van Simson by hom en sê: Jy haat my net en het my nie lief nie. Jy het my volksgenote die raaisel opgegee, maar
vir my het jy dit nie uitgelê nie. En hy antwoord haar, kyk, vir my vader en my moeder het ek dit nie uitgelê nie, sou ek dit dan vir jou uitlê? Maar sy het 7 dae met hulle maaltyd gedier, het by hom gehuil, en op die 7de dag het hy vir haar uitgelê wat sy het hom gepers, en so die raaisel vir haar volksgenote uitgelê. Daarop sê die manne van die stad aan hom op die 7de dag, voor die sonsondergang, wat is soeter as heuning, en wat is sterker as 'n leeu? En hy antwoord hulle, as julle nie met my kalf geploeg het nie, sou julle my raaisel nie geraai het nie. En die gees van die hemelse Vader het toe oor hom vaardig geword. Toe gaan hy af na Askelon en slaan 30 man van hulle dood, en neem hulle uitrustings en gee die stelle klere aan die wat die raaisel uitgelê het, en hy het kwaad geword en opgegaan na die huis van sy vader. En sy vriend wat as sy bruidsjonker gedien het, het die vrou van Samson gekry. Kyk hoofstuk 15, Samson se oorwinning op die Filistyne. Maar 'n tyd daarna het Samson in die dae van die koringoes sy vrou besoek met 'n bokkie en gesê, laat ek na my vrou in die kamer ingaan, maar haar vader het hom nie toegelaat om in te gaan nie. En haar vader het gesê, ek het verseker gedink dat jy niks om haar gee nie, daarom het ek haar aan jou metgesel gegee. Is haar jonge suster nie mooier as sy nie? Laat sy tog joune word in haar plek. Maar Samson het vir hulle gesê, hierdie keer is ek onskuldig teenoor die Filistyne, as ek hulle kwaad aangedoen het. Toe gaan Samson weg en vang 300 jakkalse, en hy neem fakkels en draai stert teen stert en sit die fakkels in die middel, tussen elke 2 sterte in. En hy steek die fakkels aan die brand en los hulle in die ongesnyde graan van die Filistyne. En hy het die miede, sowel as die ongesnyde graan, en die wingerde en die olyfbome aan die brand gesteek. Toe vra die Filistyne, wie het dit gedoen? En hulle sê, Samson, die skoonseun van Timniet, omdat sy vrou geneem en haar aan sy metgesel gegee het. En die Filistyne het opgetrek en haar vader se huis met vuur verbrand. Daarop sê Samson vir hulle, as julle so maak, sal ek sekerlik nie rus voordat ek my op julle gewreek het nie. En hy het hulle lendelam geslaan, 'n groot slag, en hy het afgegaan en gebly in die rotskloof van Etam. Toe trek die Filistyne nader en slaan laar op in Juda en sprei hulle self uit by Legie. Die manne van Juda vra, waarom het julle teen ons opgetrek? En hulle sê, ons het opgetrek om Samson te bind, om aan hom te doen soos hy aan ons gedoen het. Daarop trek 3000 man uit Juda af na die rotskloof van Etam en vra vir Samson, weet jy nie dat die Filistyne oor ons heers nie, en wat het jy ons nou aangedoen? En hy sê aan hulle, soos hulle aan my gedoen het, so het ek aan hulle gedoen. Toe sê hulle vir hom, ons het afgekom om jou te bind, om jou oor te gee aan die hand van die Filistyne. En Samson sê aan hulle, sweer vir my dat julle nie self op my sal aanval nie. En hulle antwoord hom, nee, ons sal jou net vasbind en oorgee in hulle hand, maar doodmaak sal ons jou stellig nie. Daarop bind hulle hom vas met 2 nuwe toue en bring hom uit die rots. Toe hy tot by Legie kom, juig die Filistyne hom tegemoet, maar die gees van die hemelse Vader het oor hom vaardig geword en die toue wat aan sy arms was, het geword soos linnedraad wat in 'n vuur brand en sy bande het versmelt van sy hande af. En hy het 'n vars eselskakebeen gevind en sy hand uitgesteek en dit geneem en daar 1000 man mee verslaan. En Samson het gesê, met die eselkakebeen het ek 1 klomp, 2 klomp, met die eselkakebeen het ek 1000 man verslaan. En toe hy klaar gespreek het, gooi hy die kakebeen uit sy hand en noem die plek Kakebeenshoogte. En daarop kry hy baie dors en hy roep die hemelse Vader aan en sê, U het deur die hand van U knegt hierdie groot verlossing gegee,
en ek moet nou van dors sterwe en in die hand van die onbesnedenis val. Toe kloof die God 'n holte wat by Legie is, en daar kom water uit, en hy het gedink en sy gees het teruggekom, en hy het weer opgelewe. Daarom noem hulle dit Roepersfontein, wat vandag nog in Legie is. En hy het Israel gerig in die dae van die Filistyne, 20 jaar lank, tot sover.